Goeiemôre vriende in ons Here Jesus Christus, baie welkom by ons oggendoordenkings van Uit die Woord Digitaal. In hierdie pragtige oggend is dit ons voorreg om voort te gaan met ons reeks uit die boek van Openbaring. En vanmôre gaan ons saam lees Openbaring 16 vers 1 tot 9. Dankie dat u vanmôre by ons inskakel. Ek is Dominee Adriaan Swart. Toe het ek uit die tempel 'n harde stem vir die 7 engele hoor sê: gaan gooi die 7 bakke gevul met die toorn van God op die aarde uit. Die eerste engel het toe gegaan en sy bak op die land uitgegooi. Daar het kwaadaardige en pynlike swere uitgekom aan die mense, wat die merk van die dier aan hulle het en wat sy beeld aanbid. Die tweede engel het sy bak in die see uitgegooi. Dit het bloed geword, soos die bloed van 'n dooie, en alles wat in die see lewe, het doodgegaan. Die derde engel het sy bak in die riviere en die waterbronne uitgegooi. Dit het ook bloed geword. Toe het ek die engel, wat oor die water toesig hou, hoor sê: U is regverdig, U wat is en wat was, U die Heilige, omdat u hierdie oordeel voltrek het. Want hulle die bloed van die gelowiges en van die profete vergiet, en u het hulle self bloed laat drink. Dit het hulle verdien. Toe het ek die engel wat oor die altaar toesig hou, hoor sê: Ja, Here God Almagtige, betroubaar en reg is u oordeele. Die vierde engel het toe sy bak op die son uitgegooi. Daardeur is aan die son die vermoë verleen om die mense met vuur te brand. Die mense is deur 'n groot hitte gebrand, en hulle die naam gelaster van God, wat die mag oor hierdie pla het. En hulle het hulle nie bekeer nie, en aan hom nie die eer gegee nie. Net tot sover. Die oordeel van die troonbakke, broeder en suster, is die finale en algehele voltrekking van God se oordeel oor die aarde. Die einde het aangebreek. Daar is baie ooreenkomste tussen die oordeel van die bakke en die van die trompette en die seels. Daar is egter veral 3 wesentlike verskille. Hierdie oordeele is universeel en finaal in die eerste plek, terwyl die oordeele van die seels en die trompette net gedeeltelik was. Die seels het 1/4 van die aarde vernietig, en die trompette 1/3. Die bakke tref die hele aarde. Deur die vorige oordeelsreekse is die mense indirek getref, maar die bakke word nou direk op die bewoners van die aarde, die goddeloses, uitgegooi. Die eerste 4 bakke verloop parallel aan die eerste 4 trompette, die land, die see, die riviere en die hemel. In die tweede plek het tydens die oordeel van die trompette die ongelowiges nog geleentheid gehad om berou te toon oor hulle sonde. Maar met die laaste oordeel is daar geen geleentheid meer vir enige berou nie. In die derde plek het 'n hele paar van die trompetoordele die mens slegs indirek geraak. Maar met die oordeel van die bakke wat ons vanmôre begin lees het, word die mens direk aangeval. Die oordeel van God in die eerste bak is oor die land uitgegooi, en daar het kwaadaardige en pynlike swere uitgekom aan die mense wat die merk van die dier gedra het. Die tweede engel het sy bak oor die see uitgegooi. Dit het bloed geword, soos die bloed van dooies, en alles in die see het doodgegaan. Die derde bak het die varswaterbronne aangetas, en alles word bloed. Hierdie oordeelsbak sluit nouer aan by die eerste plaag in Egipte, wat die Nyl in bloed laat verander het. Wat nog leef in die riviere en varswaterbronne, word aangetas, wanneer dit in bloed verander. Volgens die derde trompet
het 'n brandende ster op die riviere en die waterbronne geval en dit besmet, volgens hoofstuk 8. Die gevolge van die derde bak word nie beskryf nie. Ons lees net in die teks dat alles in bloed verander het. Die ekonomiese gevolge van so 'n ramp, broeder en suster, is onberekenbaar. Die vierde bak se oordeel is op die son uitgegooi en mense is geskroei deur die hitte. Die versengende hitte van die son wat mense brand en skroei, is deel van God se oordeelsvoltrekking. Nog erger as die oordeel self, is die reaksie van die goddeloses volgens vers 9. Stikkend gebrand en omgekrap weens die uitmergelende pyn, weier hulle steeds om tot inkeer te kom en God as die enigste God te erken. In plaas daarvan om tot bekering te kom, hulle sonde te bely en hulle voor God te verootmoedig, gaan hulle voort om hom te belaster. Dit doen hulle deur die afgode en die antichris te bly aanbid en God nie die eer te gee nie en nie tot bekering te kom nie. Broeder en suster, dit is hoe mense se harte lyk, wat weier om te glo in God. Dis donker, dis swart, dis goddeloos en dit verwerp die lewende God. Sulke mense verdien hulle eie straf en dit is hulle wat in die finale oordeel sal kom. Kinders van die Here, wat die merk van Jesus Christus op hulle koppe het, wat vrygekoop is deur sy bloed, sal nie hierdie verskriklike oordeel beleef nie. Die wêreldse mense, hulle wat die dier en die Satan sal navolg en bly om hierdie goddeloosheid te aanbid, hulle sal getref word met die finale oordeel van God in die laaste dae. Ek en jy wat kinders van die Here is, moet ons elke dag voor God verootmoedig. Ons moet bid vir wysheid en insig en vaste geloof. Ons moet Jesus Christus navolg en ons hand in syne hou, want op ons wat kinders van die Here is, wag 'n heerlike toekoms, naamlik die ewige lewe saam met God. Kom ons bid saam. Baie dankie Hemelse Vader dat ons vanmôre in hierdie nuwe dag voor U kan neerbuig in gebed. Ons loof U vir U handewerk in ons lewe, vir die hand van versorging en liefde en genade oor ons. Dankie Here dat ons 'n mooi toekoms het as kinders van die lewende God. U het aan ons beloof dat elkeen wat in U glo nie verlore sal gaan nie, maar gered sal word en die ewige lewe sal beerwe. Ons prys U naam daarvoor. Help ons om as U kinders elke dag getrou te lewe, ons voor U te verootmoedig, ons sonde te bely en elke dag van nuut af weer ons lewe tot U te bekeer. Seën vir ons hierdie mooi dag, vul ons harte met U liefde en vrede en lei vandag vir ons op ons lewenspad. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Dankie vriende, 'n mooi dag vir u.